Amen. As daar een ding is wat ek die Here voor vertrou, is dat hy vir ons in elke plek van waar ons moet lewe en waar ons in hierdie wêreld is, die onderskeiding sal gee om nie ingetrek te word in die strikke van die wêreld nie. En hierdie week het een van ons ouerpare my gekontak met wat hulle kinders op in die skool moet doen in die kurrikulum wat hulle is, en gevra dat hulle moet hulle verbeelding gebruik en 2 diere vat en 1 dier maak. En ek besef, wow, die saadoorlog is van die val van die sonde, het die saadoorlog begin. En om kinders speelsgewys te leer om saad te meng en om hulle eie goed te skep. En ek besef ons is in 'n gevaarlike plek en ek eer die Here vir ons vir ons ouers wat op en wakker is en wat hy die onderskeiding voorgee. En dit sal nou klink vir almal na 'n baie onskuldige tipe van 'n ding, maar hierdie goed is 'n programmering van ons kinders weg van die woord van God af. So dis baie belangrik. Wie van julle het 'n woord, 'n droom, 'n visioen? Kom vorentoe. Piet, is daar iets wat jy het? Ek wil terwyl julle is mee vorentoe kom, wil ek net sê, ek het voor die tyd voor julle gekom het ek baie gedeel met die visie, wat die Here vir my sê, sy season changed, julle begin nou, en wat ek nie vir julle gesê het nie, ek het nou vir julle gedeel wat Rudolf gedoen het met die ouer huis en wat die Here vir hulle gesê het, en Rudolf weet nie van hierdie hele ding wat ek dra nie, maar Piet weet daarvan, en was dit verlede jaar, Piet, toe daai man met die ouer huis ding begin het daar by julle? Daai ou mense in een huis. Ja. En terwyl Piet vir my vertel daarvan, besef ek, maar dit is eintlik die ding wat ek dra. En ek begin bid en voel of ons moet inskakel daar en begin. En ek besef, dis net waar die Here my aandag getrek het vir 'n tyd soos nou, wat ons gaan begin in die verskillende gemeenskappe met hierdie tipe van goed. En daardie ding het platgeval, want daai ou was oneerlik geweest. So, dit is die tyd om hierdie goed te begin. Piet, ek het die hele ding uitgelê vanoggend vir hulle en gesê waar ek voel die Here is, maar toe was jy nie hier nie, maar eintlik moet ek dit byvoeg van wat met die ouer huis ding daar by julle gebeur het. Vanoggend sê ek vir Natjies, ek voel net ons moet hier wees. En ek dog eintlik is dit maar net om so 'n bietjie vol te word. Maar ek het 2018 was ek so 'n bietjie by 'n bediening betrokke in Clarence, by Tielman, hulle Elise was ook daar gewees. En yes, ons het blueprints gekry van presies hierdie goed wat vir ons hier oor praat. Ek het 'n hele ek weet net nie waar ons my val nie, ek het nou te veel kere getrek, maar 'n hele file vir weeskinders wat die Here gewys het en uitreike Lesotho toe en skrif vir dit en alles. En nou die dag sit ek en dink, ek wonder hoekom het die Here al hierdie goed gegee en toe het dit eintlik so half uitmekaar uitgegaan en die gebou is verkoop waar ons gedink het ons die goed gaan hou en ons het voorleggings aan boere gedoen vir store en toe daar nou net eintlik niks daarvan gekom nie en ek dog toe nou nogal, ja, ek wonder of voel ons almal dalk nou of het ons die Here dalk nou nie mooi gehoor nie. Of was ons dalk nou mislei dat ons nou net vir 'n tyd lank onsself geëntertain het en hier kom Fransie vanoggend en sy sê al hierdie goed. En terwyl ons worship sien ek hoe die hele kerk so in 'n lyn so voor die Here kom staan. Maar ons het sulke groot, soos toe ons op A toe gegaan het ons met sulke boksbreintassies gehad. Maar dis groterige tasse, dis nie klein tasse nie. En ons almal kom en ons sit ons tasse so voor die Here se voete neer. En ons het nou een liedjie gesing wat ek gesê het, dit kom eintlik dalk neer, laat ons siel moet die Here prys verby onsself. Verby ons probleme, verby ons opinies, verby ons idees en hoe ons goed verstaan en hoe ons goed kan uitdink. En ons moet daai tasse voor die Here kom neersit en regtig ons arms opsteek na hom as ons 'n effektiewe army wil wees. Want Jesaja 49 is die skrif wat ek gekry het en toe ek hom nou oopmaak, toe sien ek het die bo aangeskryf Botawil. So dit was iewers
2021, 22, somewhere het ek dit geskryf. Mense staan, hoor na my eilande en luister volke wat ver is. Die Here het my geroep van die moederskoot af. Van my geboorte af, ekskuus, het hy my naam genoem en hy het my mond gemaak soos 'n skerp swaard en die skaduwee van sy hand het hy my verberg en hy het my 'n skerp pyl gemaak in sy pylkoker, my weggesteek en hy het vir my gesê, jy is my knegg Israel en wie ek my verheerlik. Maar ek het gesê, te vergeefs het ek my vermoei, my krag vir niks en vrugteloos verteer. Nogtans is my reg by die Here en my loon is by my God. En nou sê die Here wat my van die moederskoot af geformeer het om sy knegg te wees, om Jakob na hom terug te bring en dat Israel by hom versamel mag word en ek geëer word in die oë van die Here en my God is my sterkte. Ek gaan net aangaan want die vers wat ek eintlik gekry het is hier van vers 6 af. Hy het gesê, dit is te gering dat u my knegg sou wees om op te rig die stamme van Jakob en terug te bring die gespaardes in Israel. Ek het u gemaak tot 'n lig van die nasies, om my heil te wees tot aan die einde van die aarde. En so sê die Here die verlosser van Israel, sy heilige, aan die diep veragte, aan hom wat 'n afskie is by die volk, 'n knegg van die heersers. Konings sal dit sien en opstaan, vorste, en hulle sal neerbuig ter wille van die Here wat getrou is, van die heilige van Israel, wat u uitverkies het. En maak nie saak wat ons omstandighede is, en ek voel in my gees net regtig sterk vandag, ek dink die lewe druk, en die wêreld raak donker, en dit raak moeilik, en ons moet, ek het eendag by 'n beraader gesit, toe sê hy vir my, asseblief kom oor jouself, en toe dink ek, dit is nogal rude, maar dit is presies dit, kom, ons moet oor onsself kom, en ons tassies kom neersit, en regtig verby onsself, die Here begin aanbid, en hom dien, en hom volg. Amen, amen, voordat ek in die woord in gaan klim, ek wil vir julle een ding sê, ek voel op 'n plek waar ek het niks in my hart om te bid vir die oorlog nie. Dit voel net vir my, daar is niks, ek het niks in my hart daaroor nie. Maar wat ek wel het, en Piet, ek gaan vir jou vra om te kom bid asseblief. Ons moet bid vir ons boere vir die oestyd. Ons moet bid vir die bemarking van die graan. Vir die graanpryse, vir die tyd dat daar's van die boere wat in strikke getrap het laas jaar wat net te laat bemark het en miljoene verloor het. En dat die Here regtig waar ons boere, elke een van hulle sal lei op 'n pad wat hy wil hê. Hulle moet ontvang. En ek onthou 'n spesifieke woord wat die Here vir een van die boere vir my gegee het, wat ek saam mee gebid het. Toe sê die Here vir my, sê vir hierdie boer, hy moenie wag tot hy dink die prys is die hoogste nie. Hy moet bemark wanneer hy sien, dit gaan 'n goeie jaar vir hom wees. En alles gaan goed uitwerk. En ek besef, dis baie keer 'n struik, om te wag tot jy dink, dit moet die hoogste wees. Piet, kom bid vir ons asseblief. En ek wil regtig hê in hierdie tyd van stroop, daar's geweldig baie spanning op ons boere, en op ons boere se gesinne. Ons het 'n verantwoordelikheid om wanneer iemand op 'n moeilike plek is, te staan en hulle arms op te lig. Ja, Here, dankie dat ons vanoggend hier kan wees en dankie dat ek die land se boere vir u kan oplig, Here. Here, en ek wil vir u vra dat u heel eerste met elkeen sal werk in terme van vrees, Here. Here, dit wat hulle sien en dit wat hulle dink en die goed wat vir hulle vertel word, Here. Here, dat hulle die realiteit van goed sal raak sien en dat vrees nie by hulle sal posvat nie, Here. Here, ek verstaan nie aldag, my logika sien ook hierdie goed raak en ek hoor ook die goed, Here. Here, maar ek weet dat ons sukkel om te kwantifiseer hoe u en dit gaan wees, Here. Here, en dat hulle eerder u sal soek binne in alle omstandighede, Here, want u gee vir ons soveel voorbeelde dat u saam met ons deur die storm gaan en binne in die storm saam met u is te kyk. Here, help ons om in daai plek te kom. Help ons om in die plek te kom om rustig te word saam met u in die storm. Here, en ek wil vir u vra dat u elke boer se brein sal nigter maak en dat u hulle oë sal oopmaak sodat hulle nigter na die markte sal kyk, dat hulle nigter na die wêreld sal kyk, dat hulle nigter besluite sal maak. Here, en dat hulle die geleenthede sal raak sien wat u vir hulle oopmaak. Here, dat vrees hulle nie sal beïnvloed en die vyand hulle nie op een of ander manier sal intrek en allerlei ander strikke in nie. Here, maar dat u hulle vergenoegd sal maak vir die geleenthede wat daar is.
alhoewel dit nie noodwendig op daai stadium na die beste geleentheid lyk nie en alhoewel daar miskien 'n hinkering kan wees na iets meer en iets beters. Jy weet dat U vir hulle werklik in die timing en die tydlyn sal insit wat U vir hulle het, Here. Here, dat U hulle sal help om in daai ritme te loop. Dankie daarvoor, Here. Amen. Dankie Piet. Amen. Wonderlik. Ek het 'n potpien gedoen oor die visioen wat die Here vir my gegee het oor die kruis hierdie jaar, maar ek weet daar is baie van julle wat dit nie geluister het nie. So ek wil weer dit vinnig noem. Dit was vir my so 'n groot blessing en 'n openbaring gewees. Wanneer ons kyk na die kruis van Jesus, die 2 pale daar, dan sien ons die 4 windrigtings. Die Here sê vir my, dis die 4 windrigtings hier op aarde. Suid en noord en oos en wes. Nou weet ons die suide en die noorde het 'n pool wat 'n begin en 'n einde is. Dis 'n eind en 'n beginpunt daai. En die Here sê vir my, dit is wat gebeur het met die kruis. Hy is geplant op aarde om iets op die aarde toe te sluit en te stop. En hy strek op na die hemel toe om te ontsluit, soos dit in die hemel is, om weer op aarde te land vir sy kinders. Maar wat my die meeste geseën het, is die dwarspaal. Op hoeveel plekke in die woord sê die Here, hy staan met oop arms en wag. Die Vader met die verlore seun staan met oop arms en wag. Maar hierdie 2 verteenwoordig die ooste en die weste. En die ooste en die weste is sonder begin of einde. En die Here sê vir ons in sy woord, He has removed our sins as far as the east is from the west. En daardie arms van hom wat oop is sy vergifnis vir ons, wat tot in alle ewigheid tot ons beskikking gaan wees. In elk geval hier op aarde, want ons gaan dit nie meer eendag nodig hê as ons by hom is nie. Maar hy het dit verwyder so ver soos die ooste van die weste af is. En die teken van die kruis het heeltemal vir my 'n dieper betekenis gekry om te weet, dat Jesus het goed in my lewe kom stop hier op aarde. Maar hy het goed kom oopmaak tot in alle ewigheid. Maar sy vergifnis vir my is soos die ooste en die weste van mekaar af. Daar is nie 'n begin of 'n einde nie. Ek is in hom. So dit was vir my 'n wonderlike, sommer net 'n lekker dieper betekenis van die kruis. En dan het ons verlede week begin met Efesiërs. En die droom wat die Here vir ons gegee het van Efesiërs, wat letterlik 'n studie is, wat ons nou moet doen, nie net om dit as 'n studie te hê nie, maar om terug te gaan na wat hy gesê die begin van die jaar. Ek wil nie hê julle moet in my glo nie, ek wil hê julle moet my glo. Daarom gaan julle doen dit wat ek sê. Nou, terwyl ek kyk na die boeke van Efesiërs, is dit vir my baie interessant. Die eerste 3 boeke van Efesiërs is alles in die verlede tyd geskryf. Dis afgehandel, dis klaar. Maar die laaste 3 boeke is alles in die teenwoordige tyd geskryf. Dit wil sê, dis wat ons moet doen, en dit is wat hy wil hê ons moet inlewe. Dit wat ek die meeste gebid het in hierdie Pessach, is Here, ek wil die opstandingskrag verstaan en ek wil dit sien. Ek wil weet hoe werk dit in ons lewe, want ek sien dit nie altyd in ons lewe nie. Wat help dit as U woord sê, U het daai krag vir ons gegee? Wat is die probleem dat ons nie daarin lewe nie? En as ons U eindtyd kerk is, dan beteken dit, hierdie is die kerk waar die tekens en die wonderwerke daagliks gaan plaasvind. En die Here het iemand vir my iets laat sê, wat ek oor gebid het. Onthou julle, die Here het met ons gepraat oor tydlyne. Letterlik van Januarie af is dit woord op woord op woord, wat die Here Sondag met ons gedeel het. En hy het gepraat oor tydlyne en appointed time.
En hy het gesê, in hierdie proses is daar baie plekke waar julle tydlyne oopgemaak het en gepraat het en gedoen het en nie gedoen het nie, wat tydlyne defile het. En ons het as gemeente dit voor die Here gebring en ons het vergifnis gevra en ons het vir die Here gevra vir 'n resetting van tyd. Sondag toe ek by die huis kom na ons lekker ete, toe sê die Heilige Gees vir my, ek wil hê jy moet op een ding fokus. Almal glo, dit gaan al hoe slegter en slegter gaan op hierdie aarde. En natuurlik gaan dit al hoe slegter en slegter gaan op hierdie aarde. En julle sit almal en dink, sjoe, Jesus kom enige tyd om ons te kom haal. Natuurlik is dit die waarheid. En hy sê vir my, Frans, jy gaan terug na my woord toe. Boek van Openbaring en in Efesiërs. Daar staan, ek kom my bruid, my kerk haal. Maar my kerk gaan in oorwinning wees. Sonder vlek en sonder rimpel. En kerk is 'n Griekse woord, kirke, wat eintlik entertainment beteken. Jesus het 'n gemeente. Sy kerk soos ons dit ken, is 'n ecclesia, 'n governmental struktuur, 'n regering. En wat die Here vir my sê, is dat goed op aarde moet so verander deur die kerk van Jesus Christus wat opstaan in die opstandingskrag. Dat elke knie sal moet buig en elke tong sal moet bely dat Jesus Christus die Heer en die Meester is. En dan gaan hy kom. Want dit is wanneer die grootste oes gaan inkom waarvan gepraat word en waarvan die woord. Die wêreld stel nie belang in my en jou se probleme nie. Of in die plekke waar ons sukkel nie. Al wat hulle aandag gaan trek is wanneer ons hierdie 5de evangelie word, waar die krag van God gesien gaan word in ons lewe. En dit beteken nie ons gaan 'n lewe sonder probleme hê nie. Glad nie. Dit beteken dat die probleme wat ons het, gaan ons deur die wysheid van God oplos en na die Here toe bring sodat die oorwinning van die kruis dit kan verander. En dat dit is wat die wêreld sien en dink, wow, hier is iets wat ek nodig het. Die woord sê, wanneer Jesus opgelig word, in en deur my en jou lewe, gaan hy die wêreld na hom toe trek. En dit is hierdie hele ding wat moet gebeur. Ek sit en ek dink na wat Elismie gesê het. Daar's plekke wat ons maar 'n bietjie oor onsself moet begin kom. En besef, wat is ons roeping hier en hoekom is ons hier? En ek kan vir julle een ding waarborg, solank as wat ons toelaat, dat ons probleme, ons fokus bly hou, gaan die vyand ons in probleme hou. Want dan is ons oneffektief vir die koninkryk van God. Ek wil begin met die boek van Efesiërs. Paulus, an apostle, a special minister of Christ Jesus, the Messiah, by the divine will, the purpose and the choice of God, to the saints, the consecrated, set apart ones at Ephesus, who are also faithful and loyal and steadfast in Christ Jesus. So Paulus kom en hy kan net sowel skryf vir die kinders van God in Peres, wat getrou is en wat hom liefhet en wat loyaal in Jesus Christus is. My grace, God's unmerited favor and spiritual peace, which means peace with God and harmony, unity and undisturbedness, be yours from God our Father and from the Lord Jesus. Hy kom en hy sê, my genade gee ek vir julle, my liefde gee ek vir julle. God is nie vir ons kwaad nie, hy is nie geïrriteerd met wat ek en jy doen nie. God het ons lief en hy gee sy vrede, omdat ons sy kinders is, kom gee hy vir ons.
My blessings, praise, laudation, eulogy be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Messiah, who has blessed us in Christ with every spiritual given by the Holy Spirit blessing in the heavenly realm. Hy kom en hy sê hier vir ons, hy het al die seëninge wat in die hemel is, al sy seëninge het hy vir my en jou kom gee. So as ek nou bid vir Eugene, ek sê, Here, ek bid dat U hom seën, dan praat ek snert. Daar is nie meer seën wat God vir Eugene kan gee nie. As sy kind het Eugene al God se seën ontvang, wat ek kan doen is sê, Vader, ek bid dat U al meer U seëninge wat in hom gedeponeer is, sal ontsluit, dat dit sy lewe sal verander. Daar's 'n plek waar ek en jy die woord lees, en waar ons nie verstaan wat in hierdie woord staan nie. En waar dit vir ons 'n wonderlike motiveringspraatjie is, 'n waarheid, 'n kennis is. Dis wat ek as 'n kind van God het. Dis reg, maar wys vir my hoe lyk dit in jou lewe? Hierdie kragtige goed wat Jesus as 'n erfenis vir ons gegee het, besef ek daar's 'n blokkasie elders. Hierdie goed vloei nie deur na ons lewe toe elke dag nie. En ek vertrou die Here in hierdie tyd, as ons sy kerk moet wees, wat die koninkryk van God moet uitbou in ons gemeenskappe, dan moet dit wees vanuit 'n refleksie van wie hy is. Nie ons opinies oor onsself nie. Dan gaan ons nie 'n ding kan doen nie. Ek kan dit nou al vir julle sê. As ons kyk na wie ons is, wat ons dink ons kan doen, gaan ons niks uitgerig kry nie. Die oomblik is die vyand ons laat fokus op ons probleme, dan mislei hy ons, want ons omstandighede raak groter as ons geloof in die woord van God. Ons moet besef, hy sê, dis afgehandel, dis vir ons gegee. Dit wil sê, alles is vir my en jou gegee. Dis my en jou se plek om dit uit te leef en vir die wêreld te wys. So ek wil weet, wat is daar in my lewe? Hoekom is daar 'n blokkasie dat ek sekere goed nie op sekere tye kan release vir die Here nie? Hy het dit dan afgehandel, sy werk is slaag gedoen, sy werk is volmaak. Een van die groot dinge wat ek besef wat die vyand doen, is in sy werksbeskrywing van die aanklaer van die broers. Hy kla ons dag en nag aan, sê die woord. En ek en jy fokus op al sy aanklagte. En ons wonder waar doen ons verkeerd en hoekom breek ons nie deur nie. En ek het weer dit gedoen. Ek het hier is 'n oop deur, hier is 'n. Ons fokus meer op wat die vyand se opinie van ons is, as wat God se opinie in sy woord oor my en jou is. En ek besef een ding, julle. Dit was vir my so goed dat Dr. Laura kom praat het oor frekwensies. En ek en jy, ons grootste probleem is, ons skakel by die verkeerde frekwensie in. Jesus het alles afgehandel, dis daar. Maar as ek en jy nie ingeskakel is, by wat hy klaar afgehandel het en vir my gegee het nie, kan dit nie deurvloei na my toe nie. En ek bid dat die Here vir ons sal help in hierdie proses, dat ons in sy frekwensie sal bly en dat ons sal reflekteer deur ons lewe, dit wat hy klaar vir ons gegee het. Ek besef een van die dinge, die oomblik toe ek en jy wedergebore is ons volmaak wederbaar in die gees. Het die volle woord van God in ons gees ingekom, is dit op die harttafels van ons hart geskryf. Ek en jy is 'n gees, 'n siel en 'n liggaam. Ons het alles wat nodig is, ontvang in die gees. Die blokkasie is dit om dit van die gees na die sielsdimensie in ons liggaam in te kry.
En ek en Erna praat gewoonlik baie oor goddelike genesing. Want sy is 'n dokter wat weet hoe goed werk in die liggaam, maar ook weet dat Lukas was 'n dokter, so daar's 'n plek vir dokters, daar's 'n plek wat die Here dokters gebruik, medisyne gebruik. En dan kyk ons na hierdie plek waar die Here sê, deur sy wonde is ons genees. En dan dink jy gaan dokter toe en dan kry jy 'n diagnose wat 'n naam kry vir iets in jou liggaam. En die dokter sê vir jou, jy het kanker. Dis 'n naam wat gegee word vir iets in jou liggaam. Maar daar is 'n naam bo elke ander naam. Waar elke ander naam die knie moet buig en erken dat hy genesing afgehandel het op Golgotha. En ek bid dat die Here vir ons sal leer en sal help en sal wys hoe dit werk en hoe hy wil hê ons moet hiermee omgaan. Ek is net op 'n plek. Ek gaan nie langer toelaat om nie te wees wat Jesus my gemaak het op Golgotha nie. En ek vertrou die Here dat hy in ons sal ontsluit die kennis van hoe dit werk en wat ek en jy moet bid en wat ons moet doen. Ek lees verder. Even as in his love he chose us, actually picked us out for himself as his own, in Christ before the foundation of the world, that we should be wholly consecrated, set apart for him and blameless in his sight, even above reproach before him in love. For he foreordained us, destined us, planned in love for us, to be adopted, revealed as his own children through Jesus Christ, in accordance with the purpose of his will, because it pleased him and was his kind intent, so that we might be to the praise and the commendation of his glorious grace, his favor, his mercy, which he so freely bestowed on us in the beloved. Hier kom hy en hy sê, voor die grondlegging van die wêreld, voordat hy enigiemand van ons geskaap het, voordat hy die aarde daar gesit het, is ons reeds in die hemel geskep, deur hom. Is die hele plan reeds daar uitgelê. In 'n boek wat vir my geweldig baie beteken het, om te verstaan hoe het gebeur het, is The Fall of Lucifer by Wendy Alec. Daai hele beplanning van God op aarde, dit was my so 'n gesalfde beskrywing van wat gebeur het. Maar ek en jy is daar, ons boeke is geskryf, dis in die biblioteek van die hemel gesit. Die tydlyn wat God ons aarde toestuur, moes net gebeur het. En omdat God alwetend is, weet hy dat Lucifer gekom het, en dat hy ingemeng het en die mens laat val het. En God kon gesê het, kom ons maak alles tot nik begin weer. Hy kon dit gedoen het. Maar God is getrou aan homself ook. En hy is regverdig. En Jesus het gekom en gesê, ek sal kom om die volmaakte offer te wees, om hierdie mense terug te bring, na die sondeval, na u en na u huis toe. En die woord sê, voor die fondasie van die wêreld is Jesus die lam ook geslag in die hemel. As ons deur God gekies is en deur Jesus teruggebring is en onvoorwaardelik deur God liefgehê word, hoekom het ek en jy hierdie ding van ek is nou nie goed genoeg vir God nie, of kyk wat ek nou weer aan. Hoekom probeer ons God impres? Met ons goeie Christenskap, wat godsdiens is. Hy het ons klaar uitgekies, voor die grondlegging van die wêreld. Jesus het voor die grondlegging van die wêreld gesê, ek gaan nie toelaat dat my Vader se plan aangeraak word nie. Ek sal hierdie offer wees. En weet julle wat vir my so wonderlik is? Psalm 109, 39, waar hy ons skrals geskryf het, sê hy, dat
Hy het elkeen van ons so beplan. My en jou lewe beteken nie, ek stap hier en toevallig, hier gaan 'n ding vir my oop, toevallig dit, o land, hier val ek. Nee. God het ons bloudrukplan geskryf. En hy, wanneer ek en jy, as sy kinders, hom toelaat om ons voetstappe te rig, dan laat hy ons stap in hierdie plekke in. Dis net wonderlik. Monica Meyer in Duitsland is ook, sy's deel van Pires, maar sy kan nie inskakel nie, omdat sy Engels nie Afrikaans verstaan nie. Maar so al die jare stap ons 'n pad met haar en was sy nou al hier gewees en sy het as 'n jong meisie 'n droom gehad en 'n visioen by die Here gekry dat sy 2 perde het. Sy's baie lief vir perde en sy is by die Duitse weermag en intelligensiediens ingenieur, 'n kern fisikus. Maar sy het 'n baie alleen pad gestap en sy het hierdie afgelope jare het ek en Willa soveel met haar gebid wat sy gesê het, maar hoekom is sy op aarde en dit lyk nie of die planne wat die Here vir haar gegee het as 'n jong vrou ooit in vervulling sal kom nie en sy het sekere drome gehad en een van haar goed is dat sy graag op 'n plaasie wil wees met hierdie 2 perde en 'n trekker en dis een van die goed wat die Here wat sy die Here vertrou het, hoewel sy 'n kragtige intercessor was wat baie pertinent veral volgens geskiedenis tydslyne goed kon deurgee wat ons kon bid en wat ons kon doen. So sy's 'n kragtige intercessor. En die begin van die jaar toe bel sy vir my van verlede jaar en sê vir my Fransie, ek voel so half en half, miskien moet ek maar kyk ergens vir 'n perd. En 'n perd kry want sy's baie sportief ook. En so daar baie dinge gebeur, maar November verlede jaar toe koop sy die perd. En nou ja, soos wat ander mense baba foto's vir my stuur sy perde foto's vir my. En Monica is toe baie gelukkig daaroor. Sy laat weet my hierdie week in trane gebroke. Fransie, ek kyk na hierdie perd en ek sien haar tepels skielik verander en ek het gedink sy is nogal 'n bietjie groot. En gister is die filletjie gebore, toe sit 'n swanger perd wat sy gekoop het. Nou Eugene, wat 'n kans is daar dat so iets kan gebeur? En die vorige eienaar het blykbaar hierdie perd laat dek, maar dit nooit gewerk vir 'n paar jaar nie. En hy het nie geweet, maar die Here het geweet. En hierdie ding wat gebeur het hy op 'n geloofsplek weer gesit, wat besef as God 'n woord vir jou gegee het, hy is 'n waarmaker van sy woord. Al vat dit jare lank, maar hier sit sy nou met hierdie filletjie en skielik besef sy, alles wat sy glo, wat die Here vir haar gesê het, is die waarheid. En sy het onbewustelik, maar die Here het geweet, 'n merrie gekoop wat 'n filletjie ingehaat het. En dis net 'n plek waar haar geloof so gebou is, maar sy weet nie. Ek is op 'n plek waar die Here ook jare terug se goed voor my kom neersit en sê, ek is 'n waarmaker van my woord. Dis die appointed time. Dis hoekom ek seker goed begin doen. So ek wil julle daarmee aanmoedig en vir julle sê, hy het Jesus gekies. Hy het ons so lief gehad, Johannes 3 vers 16, dat hy Jesus gekies het om vir ons terug te bring na ons Vader se huis toe. Maar hierdie woord wat die Here hier gee van ons is highly favored. Weet julle dat ek nou myself net 'n bietjie bymekaar kry. Hierdie woord word 2 keer gebruik in die Bybel. Die ander keer is toe Gabriël na Maria toe gegaan het en gesê het, you are highly favored by God. En sy het swanger geraak en sy het geboorte gegee aan Jesus. En die Here sê vir ons nou weer, you are highly favored by me, because you must birth the fullness of my kingdom and my son on this earth.
En ek besef, hierdie is die seisoen waarin ons is. Hoe meer hy in ons gestalte gaan kry. Elke keer wanneer iemand in die koninkryk inkom, wedergebore word, word Jesus weer op aarde gebore. En ek en jy moet vir die wêreld wys, hoe lyk hierdie Jesus? Sy volheid. Ons is nie 'n baba gegee nie. Dis nie 'n baba Jesus nie. Die lam het ons ingebring, maar is die leeu wat deur ons wil brul en wat hierdie koninkryk moet vestig. In him we have redemption, deliverance and salvation through his blood, the remission, the forgiveness of our offenses, shortcomings and trespasses, in accordance with the riches and the generosity of his gracious favor, which he lavished upon us in every kind of wisdom and understanding, practical insight and prudence, making known to us the mystery, the secret of his will, his plan and his purpose. Ek is so bewus van die feit dat dit is die plek waar ons is. Die Here is besig om goed te ontsluit, geheimenisse in ons te ontsluit, vir ons 'n verstaan te begin gee van wat hy regtig gedoen het, toe hy alles oorwin het en weer opgestaan het hier op aarde, om vir ons die pad te maak. Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. Na sy opstanding het hy 'n nuwe pad gemaak, 'n pad wat ek en jy moet volg in die krag van dit wat hy gedoen het. En as hy vir ons gesê het, ons gaan groter dinge doen as wat hy gedoen het, dan glo ek dit met my hele hart. En dit beteken dat tekens en wonderwerke deel van ons lewe gaan wees, van sy vloei deur ons gaan wees. Wie van ons het al iemand uit die dood uit opgewek? Hierdie gaan algemene goed word, soos en wanneer dit hom behaag, as ons hom glo en as ons hom gaan volg in hierdie opsig. En ek besef, dis waaroor die 5 maagde gaan, wat dit gemaak het. Want toe daai deur oopgaan, toe reflekteer hulle die bruidegom. En daarom kon hulle ingegaan het. And it is this, in accordance with his good pleasure, his merciful intention, which he had previously purposed and set forth in him. He planned for the maturity of the time and the climax of the ages, to unify all things and head them up and consummate them in Christ, both things in heaven and things on earth. In him, we also were made God's heritage portion, that we obtained an inheritance. For we had been foreordained, chosen and appointed beforehand, in accordance with his purpose, who works out everything in agreement with the counsel and the design of his own will, so that we who first hope in Christ, who first put our confidence in him, have been destined and appointed to live for the praise of his glory. God het ons gekies, julle. Hy het ons gekies en hy het ons aangestel. Dink julle ons kan misluk? Daar's nie 'n manier nie. Want as hy ons gekies het en ons sê ja, dan is alles ingesluit wat ons nodig gaan hê om vir hom die eer en die glorie te gee van waarvoor hy ons geroep het. Ek is so opgewonde hieroor. En dan die wonderlike ding van who work out everything in agreement with the counsel and the design of his will. Vader, ons wil sê, dankie dat daar 'n counsel in die hemel is, Here, wat saamstem met u plan en u doel vir ons, in ons eie lewe, maar ook in hierdie gemeente.
En ons wil saam met u council kom stem. En ons wil vandag kom, Here, en ons wil soos in die hemel, soos in hierdie council, wil ons alles wat u besluit het, alles wat u beplan het, alles wat u vir ons gee, wil ons vra, Here, soos in die hemel, dat ons dit sal aftrek, op aarde, in ons eie lewe, en in hierdie gemeente, sodat u die eer daarvoor sal kry. In him you also who have heard the word of truth, the glad tidings, the gospel of your salvation, and believed in and adhered to, and relied on him, were stamped with the seal of the long-promised Spirit. The Spirit is the guarantee of our inheritance, the first fruit, the pledge, the foretaste, the down payment of our heritage, in anticipation of its full redemption and our acquiring complete possession of it to the praise of his glory. Is dit nie awesome dat in hierdie tyd, dit die tyd van first fruits was nie? En die Here sê, my Heilige Gees is my eerste vrug, wat ek vir julle gee. Hy is die down payment, hy is julle versekeringspolis, dat dit wat hy begin het deur Jesus wat opgestaan het, dat ons net soos hy kan lyk en funksioneer. As ons ja sê. Wat 'n vreugde, wat 'n vreugde. En dan kom Paulus, en hy sê, for this reason, because I have heard of your faith in the Lord Jesus and your love towards all the saints, the people of God, I do not cease to give thanks for you, making mention of you in my prayers. For I always pray to the Lord of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, that he may grant you a spirit of wisdom and revelation, of insight into the mysteries and secrets, and of the deep and intimate knowledge of him, by having the eyes of your heart flooded with light, so that you can know and understand the hope to which he has called you, how rich is his glorious inheritance to the saints, the set-apart ones, and so that you can know and understand what is the immeasurable and unlimited and surpassing greatness of his power in us, for us who believe. Sjoe julle, dis 'n onmeetbare rykdom, 'n krag, 'n autoriteit, wat hy in elkeen van ons wat hier sit, kom deponeer het. En ek verstaan wat Paulus hier sê. Open the eyes of our understanding. Ons lees die woord en ons glo dit, maar ons verstaan nie die diepte van dit wat God in ons kom deponeer het nie. En daarom leef ons nie in dit nie. Ons glo dit, maar ons leef dit nie. Gister het ek goue padpien gedoen oor Shema. Van die begin af het die Here gesê, hear and listen. En dis wat die Israeliete elke dag moes doen. En Jesus, as 'n Jood, het elke dag hier op aarde, het hy die Shema gebid. Hoor, maar luister. Hear and obey. Dit help ons niks, ons sit met al die kennis van die woord, en dis nie deel van ons elke dag se optrede nie. Dis baie belangrik, dat ons in hierdie seisoen dit gaan besef. En dis hoekom Jesus ook, ek dink vir 7 plekke in die evangelies, het Jesus gesê, wie ore het, laat hulle hoor. Wat beteken dit? Shema. Moenie net hoor nie, maar doen wat ek vir julle sê. And so that you can know and understand what the immeasurable and unlimited surpassing greatness of his power in and for us who believe, as demonstrated in the working of his mighty strength, which he exerted in Christ when he raised him from the dead and seated him at his own right hand in the heavenly places, far above all rule, authority and power and dominion, and every name that is named, above every title that can be conferred,
not only in this age and in this world, but also in the age and the world which are to come. And he has put all things under his feet, and has appointed him the universal and supreme head of the church, a headship exercised throughout the church, which is his body, the fullness of him who fills all in all. For in that body lives the full measure of him who makes everything complete and who fills everything everywhere with himself. Daai volheid is in ons liggame en in hierdie liggaam. En alles wat ek en jy 'n tekort van het, moet ons toelaat dat hy dit kom opvul. Daar is niks in ons lewe waar daar 'n tekort behoort te wees nie. Sy volheid is daar om ons in sy volle mate te laat groei en gestalte te laat neem. Want dit is die bruid in oorwinning wat die wêreld nodig het en wat gesien moet word in die wêreld, sodat die wêreld se oë kan oopgaan en hulle hierdie 5de evangelie kan lees. Amen. Ek gaan nou eers hier stop. Ek hoop dit maak julle opgewonde. Is daar enigiemand wat iets wil sê, wil byvoeg? Met vandag se lering is daar eintlik soveel wat ek wil deel. Maar dit is soveel verskillende konsepte wat klaar reeds gedek is. Maar wat nou my gestiek het is ek het vandag by die week het ek 'n video gesien wat iemand gepraat het oor hoekom word die duiwel vergelyk met 'n slang, met 'n serpent. Hoekom nie enigiets anders nie. En die rede is want slange het nie ore nie. Hulle werk met frekwensie. So toe Tannie Fransie nou weer genoem het van die frekwensie, dit is baie belangrik dat soos wat ons leef, moet ons, so wat die Bybel sê, seek first the kingdom of heaven and the rest will be given to you. As ons die koninkryk van die Here eerstens volg en wil afbring aarde toe, soos wat die woord sê, gaan die Here ons frekwensie rise en dan gaan die vyand minder hou vas op ons lewens kan hê. Wow, dis kragtig. Ek het nie geweet 'n slang het nie ore nie, maar dit maak baie sin. Baie. Nog iemand wat ietsie wil sê? Ek wou eintlik al hierdie getuienis verlede Sondag gedeel het en toe dog ek nee, dit is nou verbygegaan, nou is dit weer hier. Toe ons op die uitreike begin gaan het, want is nou presies hierdie wat Fransie sê van signs and wonders following. Toe ek was by traktaatjies uitdeel, daai was my ceiling. Ek het nie geweet daar's baie meer as dit nie. En ons was op 'n uitreik gewees in Clarence. En dan kom hierdie verskriklike mooi ouer vrou ingestap, maar wat eintlik my aandag getrek het, was haar mooi bootse en haar jas. En sy kom so ingestap en ek dink, joh, as ek nou enig oud is, wil ek soos hierdie tannie lyk. As ek so funky kan oud word, dan kan ek oud word. En hulle sê toe nee, maar ons gaan nou vir die mense hande op lê en vir hulle bid. En ek sê vir hulle, nee, wow, ek deel traktaatjies uit. Ek het net saamgekom, ek gaan saam die kinders hier agter teen die muur sit. Ek sal almal se kinders oppas, maar ek gaan nie vir mense hande op lê en bid nie. En toe hulle nou sê, okay, ons gaan nou vir die mense kan bid, toe vat ek al die kinders en ek gaan sit teen die muur. En hierdie vrou kom na my toe aangeloop, sy sê vir my, jy gaan vir my bid vandag. Ek sê vir haar, nee, tannie, daai is die bid mense, ek pas die kinders op. En sy sê, nee, toe ek vanaand hier ingeloop het, toe weet ek, jy is die een wat vir my gaan bid. En ek sê, okay tannie, ek sal try. Ek sal, waarvoor bid ons? En sy lig haar mou so op, daai mooi jas. Sy lig hom so op en hier sit so 'n ding op haar arm. Sy sê vir my, dis kanker. En sy het gekom vir gebed en die Here het vir haar gewys, ek gaan vir haar bid. Maar dis nie ek nie, so ekskuus, ek moenie ek hoor nie, maar ek wil net sê. En ek sê toe vir haar, okay tannie, kom, ek sal probeer. En ek weet ek het begin met Here, ek weet nie wat om te bid nie, maar hierdie ding op haar arm, bid ek vir genesing in Jesus naam. En so tik sy my selfoonnommer in, maar sy vergeet om te save en ek vergeet van haar. En seker so 2 weke later, bel hierdie vreemde nommer vir my, sy sê,
jy weet nie hoe het ek vir die Here gevra om my te wys wat se nommer is joune nie, en ek het so gescroll deur my foon en toe klik ek net op die een en toe antwoord jy. Sy sê ek wil net vir jou sê, ek het elke dag salfolie gevat en gesê in die naam van Jesus, vat ek my genesing en daai ding het afgeval en ek's gesond. So ek wil dit net vir julle sê om julle aan te moedig. Daar's nie Wonderlik, wonderlik. Wees net gehoorsaam. Amen, Mariet. Ek sien so uit na die verbondsmaal vandag. Ek wil vanoggend vir ons terugvat na voordat Jesus die nagmaal ingestel het hy in Johannes 6 was hy in die sinagoge gewees. En toe het hy klaar geprofeteer eintlik oor die nagmaal. En ek wil graag dit vir julle lees. In Johannes 6 vers 53 en verder sê hy, and Jesus said to them, I assure you, most solemnly I tell you, you cannot have any life in you unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood. He who feeds on my flesh and drinks my blood possesses now eternal life, and I will raise him up from the dead on the last day. For my flesh is true and genuine food, and my blood is true and genuine drink. He who feeds on my flesh and drinks my blood dwells continually in me, and I, in like manner, dwell continually in him. Just as the living Father sent me, and I live through the Father, even so whoever continues to feed on me, whoever takes me for his food and is nourished by me, shall in his turn live through and because of me. En ek het so 'n bietjie daaraan gesit en dink en ek is ook nogals besig met Efesiërs, maar ek het doen Efesiërs uit die Mirror Translation uit so en ek het bietjie gesit en dink oor maar Jesus sê vir ons, weet, hy is in ons. So maar hoekom manifesteer dit nie in my lewe nie? En die besef het gekom dat my identiteit is afhanklik van 'n titel of my identiteit is afhanklik van prestasie. Maar my identiteit is nie in wie ons in Jesus is nie. En in Efesiërs 4 vers 23, so hierdie is nou al 'n vreemde vertaling vir die meeste van ons, staan dit, be renewed in your innermost mind. Ponder the truth about you as it is displayed in Christ. Begin with the fact of your co-seatedness. So, en dit het al vir my geskok, weet, ons probeer altyd streef na wat, maar ons is klaar co-seated in Jesus. En wat vir my eintlik fantasties is in Johannes 7 vers 38 sê Jesus, when you believe that I am what the scriptures are all about, then you will discover that you are what I am all about. And rivers of living water will gush out of your innermost being. So ek wil graag hê vandag as ons die nagmaal gebruik, moet ons regtig waar besef, ons is meer as wat ons dink ons is. En dat ons begin reflekteer in wat Jesus in ons lewens is. So kan ons gou bid. Jesus, ons het nie woorde nie, ons kan net sê baie dankie. Ons vra dat U ons hand sal vat, dat U ons so bewus sal maak vir elke keer as daar ander gedagte van ons is wat in ons koppe inkom, buiten ons is co-seated in you in heavenly places. Ons vra Here dat dit so groot waarheid in ons lewens sal word, dat ons U spieël op aarde sal wees. En ons dankie vir die kruis. Here, ons verklaar dat U die brood is. U is ons brood en U is ons bloed. En ons sal dit herdenk totdat U terugkom en ons kyk uit met verwagting daarna. Amen.